Hi, goedemiddag. Kijkers, ons is weer hier op episode 2 van Na die wedstrijd. So ja, ik wil jullie lekker verwelkomen hier bij onze show. We zitten X en Pixel hier vandaag. So ja, schakelen, geniet die show. En ja, we gaan zomaar aangaan met die programma. Programma lijkt vast, het programma lijkt lekker. We doen een paar gasten hier, so ja, enjoy ride met ons. So we gaan onmiddellijk zomaar overgaan. We beginnen maar recht, man. Want als een goede begin is altijd, hoe kan ik zeggen, goede fondaties, maar begin van een goede gebouw. Zo Trevor gaat voor ons een versie, zal ik zeggen, versie van die week. Gaat met z'n Trevor hier voor ons loslaten. Zo, mijn gasten weer, Mr. Etienne, welkom op je show, man. Trevor, welkom op je show, man. Kan je voor ons net die woordje van die week voor ons doorgeven, man? Goeiedag, dit is Rabi, baie dankie vir die geleentheid. Kykers, luisteraars, almal wat ingeskakel is by Na die wedstrijd. Ja, ek het vandag 'n baie bekende vers of 'n gedeelte uit 1 Samuel 17 het gekies vir ons vir 'n gedagte vir die week. Die vers wat handel oor Dawid en Goliat. Yes. En juist omdat dit 'n rugby show is en ons aan die voorpunt staan van ons friendlies wat nou gaan begin, ons pre-season oefeninge en alle 110 goed en die tournaments wat nou gaan volg. Yes. Wil ek hierdie gedeelte by een en elk los vandag. Die gedeelte van Dawid en Goliat. Kyk, Dawid was maar klein van postier. Ja. Dawid was 'n skaapwagter geweest en Dawid moes uitgaan om sy broer Saul sy vyand, sy teenstander op die vegveld, moes hy gaan face en Dawid het nie teruggestaan nie. Terwyl Goliat vir Dawid verkleineer het Dawid vir Goliat gesê, man, ek kom vandag in die naam van die Here. Yes. En met daai oorwinning, ek kom vandag in die naam van die Here, het Dawid vir Goliat verslaan, maar Dawid het 5 klippies, het Dawid bymekaar gemaak. En Dawid het een van die klippies, het Dawid gebruik om vir Goliat te verslaan. So my boodskap vandag, of my boodskap vir die week is, maak nie saak wat jy face in die lewe nie, maak nie saak wie jou Goliat is nie, maak nie saak wat se Goliat jy moet face in die week, of in die jaar, of in die season van jou lewe gaan face nie. Yes. Weet net, dat jy kan 'n Dawid wees, jy kan jou Goliat oorwin, jy kan oorwinning behaal oor elke donker situasie wat daar is, oor elke dooie situasie wat in jou lewe is, kan jy oorwin. Yes. So dit sal my woord vir die week wees, dit sal my bemoediging aan die volk wees wat ingeskakel is, hierso by Na die wedstrijd. So wees bemoedig, wees gestig, jy kan en jy gaan jou Goliat oorwin. Prys die naam van die Here. Ons kan net ons oë sluit en open met 'n woord van gebed. Onze getrou God en Hemelse Vader, Here, in hierdie uur, Here, hierdie oomblik, kom sê ons baie dankie, Here, vir krag, Here, vir genade. Here, dankie vir wysheid, Here, dankie vir ywer. Here, U was gaan begin. Here, wees vir ons 'n God van baie naby. Here, maak ons gedagtes oop, Here, maak ons harte oop, my koning Jesus. Here, maar elkeen wat hierdie opname sal onder oog kry, Here, wat hom sal hoor en sal sien, my koning Jesus. Here, wees vir hulle 'n God van baie naby. Here, elke Goliat in hierdie seisoen, Here, hierdie jaar, my koning Jesus. Here, sal ons oorwin in die naam van die Here. Ons sal hom verslaan in die naam van die Here. Geen Goliat sal te groot wees vir ons nie, my koning Jesus. Here, maar ons bid vanmiddag vir krag, vir sterkte en vir ywer, my koning Jesus. Here, vir wysheid, Here, om alles wat ons aan te pak, suksesvol aan te pak, my koning Jesus. Here, as ek vanmiddag hierdie dinge bid, my koning Jesus, Here, dan pleit ek dit uit genade uit. Amen en amen. 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 Goedemiddag kijkers. Ons het ook voor ons vandaag ons eerste gasten hier op die programma. Ik denk die des mannen wat bekendstelling nodig heeft. Ja. Maar kom, ons stel hulle maar voor. Ik het niet bij ons zitten vanmiddag voor Kudley Sideras, daar van die Witzenberg Barbarians. En ook die Witzenberg Barbarians kaptein van Nathan van Wyk. Mannen, eerstens, goedemiddag. Middag Etienne. Middag Etienne, zei ze. Ja, zei man. So, Kudley, ik ga zomaar strijd tot op die punten komen. Ik ga weer gewoon een paar vragen. Wat ik wil hê, jy moet net, omdat ons nou die week gaan ons afskop met een van die grootste toernooie, 7 toernooie in die Witzenberg. Die Witzenberg Barbarians Sevens. Het ek net so 'n paar vrae wat ek gou net vir jou wil vra. So ek gaan sommer by die eerste vraagie begin, Kudley. Ek wil gou veel vra, Kudley. Die Witzenberg Barbarians
wie was agter die idee van die Witzenberg Barbarians? Met ander woorde, waar het dit alles begin vir jou en vir die Witzenberg Barbarians? Dankie Etienne vir die vraag. Nancy, kykers, al die luisteraars, Nancy, Jason, Cuddly. as 'n voorreg om vanaand hier by julle te wees. Ek sien is hulle tweede episode nou, so ons is een van die ouens wat saam julle in die begin al nou by is, so is 'n voorreg om deel van dit te wees. Om by jou vraag te kom, ons het begin 2017, dit was ek en ons was maar net groep vriende wat van die skool af ons maar nou gekom het, elke dag by mekaar was, toe ek en Aiden woon en elke baadjies was elke soos huisvriende gewees en ons het besluit, ons het gou 'n paar manne by mekaar sit en was 'n boelslee toernooi gewees wat die kerk gereël het, die AGS kerk, tot ons daar deelgeneem op die dag. Ons het manne gehad bietjie van buite wat ingekoop het, Lonati, hulle wat nou by Boland Cavaliers ook gewees het om buite senter, hy was ook deel van die groep by dag. Ons het net 7 man opgedaag op die dag. Is 'n storie wat ons baie al van mekaar ook vir die jonger ouens vertel het, waar is begin het, was net 7 man heel dag moes speel en ons weet hoe moeilik is 'n 7 dag. Is klaar moeilik om een game, 'n volle game te speel en hy dag moes ons van die groepstage af, ons het nog pleit finals gewen ook, op die dag so dit gewys van die grid, maar dis waar dit eintlik maar begin het by die idee van ek en Aiden en Kado wat maar op die tyd net vriende was, en iets wou nou, ons wou net die man 'n bietjie ekte wou ons vriende kring, en later het dit iets wat gesien, potensiaal dat gesien en hoe ons het kan laat groei en dis maar waar dit vir ons begin het. Cuddly, ek volg julle Oksiekanaal vir 'n hele ruk. As ek praat nou van julle, praat ek nou van die Witzenberg Barbarians. Ek was nou by van julle toernooi, ek het self 'n bietjie diens gedoen daarso en nou verlede jaar, ek praat onder korreksie, was dit die eerste keer wat julle buitekant die grens gewees het daar in Namibia. So julle was ook kampioene daar as ek onder korreksie praat. Ja. Ek wil gewoon net veel vra, die tipe ervaring, wat 'n tipe ervaring het julle daai kant van die wêreld opgedoen? Ja, het was, so, as mens eintlik maar dink aan hoe moeilik het gegaan het, Nathan self weet, dit was nie maklik, ek dink, mense dink het gaan maar net, as ek kyk, nou ding op Facebook gaan en hoe ons marketing en ons social media hanteer, dink ek, is maar net alle het goedjies in plek en alles gebeur maar net sien en is maklik, maar dis maar vir ons ook maar nog 'n learning curve elke dag en is maar moeilik nog elke dag. Ons doen maar die beste van wat ons kan. Ons het seker 2-3 dae nog van die toer af wat ons moes gaan. Toe is daar nog goedjies wat nog nie Plek is, aan plek is, maar die man van bo kom altyd maar deel vir 'n mens, as dit moeilik is, so het vir ons setup ook deur gekom. En ons kon nie trip maak en die journey was moeilik en ons moes 'n stukkie loop ook daar so toe ons nou in Namibia kom, maar einde van die dag is dit goedjies wat memories is vir ons wat ons vir ewig sal onthou. So dis goed wat ek weet die ouens sal lessons uitgevat het, maar dit is die feit dat ons het gewen het was soos 'n cherry op die koek vir ons, vir al die moeite wat ingesit was, ja, so die manne, dank ek sal kan terug reflect op dit, as hulle ouer bietjie in hulle lewe is en sê, ja, so vir sy seun, jou pa was ook al oor die waters gewees en jou pa het daar gewen. Oor die grens, sorry. Maar dat is 'n ding wat miskien in die toekoms kan gebeur, want nie net oor die grens kan gaan nie, maar oor die water. En as definitief aan ons beplanning vir wat ons moes nou vir ons visie sal ek sê, vir wat ons ook vorentoe beplan en ons glo, dalk is dit ons is nou in die finansiële situasie om dit te kan moontlik nou maak, maar as 'n mens dit lees beplan en goedjies in plek sit, dan is alles moontlik, dan kan dit gebeur. Yes. So dat bring my by die volgende vraag. Cuddly, jou eie toernooi, die Witzenberg Barbarians toernooi. Sê gou vir my, hoe lank bied julle dit nou al aan? En ons die jaar ons 5de jaar wat ons dit aanbied. Ons het eers in 2022 in Hulsley aangebied, dit was ons eerste toernooi. Toe het ons geskuif na Bella Vista, toe ons het in Bella Vista aangebied en toe 2 jaar in 'n ry, ons 3de en 4de by Ceres, Safia by Victoria Park. So die jaar is ons 5de edition van die toernooi en soos jy ook maar was nou al by 'n paar van hulle betrokke gewees, so jy weet, ons probeer maar elke jaar bietjie beter maak, bietjie interessant vir die mense, sodat almal
kan uit soos eet elke jaar ietsie en die jaar is daar weer ietsie wat ons ook geëet het en ons glo dit gaan 'n groot en lekker toernooi wees vir almal om na toe te kom en hulle te kom geniet. Yes. Langs die veld supporters, spelers wat op die dag deel is, ons probeer dit lekker en accommodating maak vir almal wat kom. Ja. En so as jy nou sê dit nou dis nou die 5de jaar. So Ja. kan jy vir my sê by jou eerste toernooi, wie was die eerste wenner daarso? Die eerste wenners was Scorpions gewees. Groot vriend Lincoln Burns van Wellington, baie goeie organiser, maar hulle was een van die groot spanne gewees hy tyd op die circuit. Hulle het nou bietjie die jaar bietjie weer ek het nog nie gesien hulle die jaar games en so gespeel en maak seker hulle sal ook seker weer iewers deurkom. Ja, maar hulle was een van die groter spanne hy tyd. Waarna mense ook maar altyd gekyk het, hulle en forward, hoe hulle dinge doen, wat kan 'n mens uit leer en so. Ja, dat is een van die meest succesvolle toernooien wat ik nou al die afgelopen tijd bij geweest het. So, dat brengt mij bij die andere vraag, die meeste keren gewend. Wie is die span wat dat nou al die meeste keren gewend het? Ik bedoel, hoef niet achter elkaar te wezen, maar in totaal. Ja, in totaal, ik wil nog net zeggen, soos die eerste het ons het Scorpions gewen. Toe het ons die tweede toernooi het Forward Legends vir ons in die finale gewen en Bella was daar. Ik was daar nog. Ja, en dat was die laaste keer wat ons ook moes doen. Bella dit gehad het en die laaste twee toernooie in series by Victoria Park het ons al twee gewen. So huidiglik is ons die ouens wat dat die meeste gewen het, 2 keer gewen het en ons is nou online of wat ons graag wil achieve en vir onsself gesê het, dis wat ons die jaar wil bereik is om ons toernooi 3 keer in 'n ry te wen. Hektiek soos hulle sal sê. Ja, soos weet almal as 'n goeie posisie, as druk wel op die spelers, maar eerder in so 'n posisie as wat jy miskien nou 2 keer by jou tuistoernooi in die groepfase uitgeval het. Van ons het al by ons eie toernooi in die groepfase ook al 2 spanne uitgeval so. En daai is 'n bitterpilletjie nou. Bitterpil, ja, so. 'n mens leer en 'n mens wil altyd maar beter val. Yes. Ja, ek het nou die social so 'n bietjie dopgehou daar by julle by die blad en so en dis ook inligting wat ek ook van die manne afkry. So ek het nou al die group stages gesien of wie is in die group stages, hoe lyk die spanne wat daar kom. So wie sal jy sê, wie sien jy as die favorites en wie sien jy as die underdogs? As ek reg is as die 24 spanne. Ja, die jaar is 24 spanne teen soos lekker groot. Ons het selfs 'n span, Namibië se internasionale 7 span wat ook deel is van die toernooi wat uitkom. Alle spanne is uit daai Ongos Valley toernooi wat ons by was, die top ouens gekies daar. So hulle sal, ek sal sê, een van die favorites wees, omdat hulle mos maar nou internasionaal is en ons ouens maar klubs, maar ek sal vir hulle onsself omdat ons mos nou back-to-back gewen het. En dan Wellington Jaguars is 'n span wat ook baie goed op die circuit doen. Ons en hulle compete maar meeste van die tyd die seisoen. So ek sal sê hulle is ook een van die top kandidaate wat favorites is en dan underdog sal ek sê ouens wat 'n upset kan vir 3 spanne wat ek daar sal uithaal is Forward Foundation, Forward Legends. Dat is die span wat sê top op die circuit gewees het alle jare. Reputasie het al so dis 'n span wat enige dag enige toernooi kan wen. So ek sal sê hulle sal en Peril Warriors is ook 'n span wat al redelik baie toernooie gewen het en Naledi wat daar is, lekker ervare ouens. En die laaste een sal ek sê West Coast Blues is Saldanha manne. So hulle is ook sterk span. Hulle kan enige dag kan hulle iets uitdruk, maar hulle het net nog 'n toernooi nie, so hulle sal motivated is om ook so iets agter hulle naam te kry. En dan sien ek ook jy daar by jou 2 law advisors nou, die wat miskien nog nie so lekker verstaan wat law advisors is. As manne die ou wat jou miskien 'n bietjie guide op die veld in die sin van 'n skeieregter wat miskien net vir die reëls beter implementeer, vir jou help om die reëls beter te implementeer op die einde van die dag. Wat sal jy sê, wat se impak het die 2 law advisors daar by jou as Pietermaritzburg Barbarians 7 span? Ja, dis as iets wat ons aan ons beplanning na gekyk het, en waar kan ons mos maar nou groei van aan die volgende seisoen, soos ons kyk na die volgende seisoen toe en ons het gedink ons gaan vir hulle 2 gaan ons deel maak van ons setup en 'n mate van hulle sê elke week by ons sê is net as goedjies is wat ons wil clarify om soos byvoorbeeld ons het 'n oefenkamp die naweek nou gehad
wat ons mos nou prepare vir volgende naweek se toernooi. Die een was Montel was by ons gewees vir hy het die game hanteer ook. Wat ons op die einde van die dag teen mekaar bietjie gespeel het. So ek sal sê hoe dit vir ons as obviously baie benefits wat daarmee gepaard gaan. Van ons kant af sal ek sê as ons kyk na die game het hy mos nou sekere calls gemaak. Waarmee jy nie altyd happy is as speler is. So onmiddellik na die game kry jy kans om bietjie te praat met die ou, bietjie te vra wat se rede dat hy my so gestraf het. So uit ons oogpunt uit help dit ons spelers baie rakende die reëls en om die reëls beter te verstaan. 'n Klein voorbeeldjie is as 'n ou byvoorbeeld by 'n rak voel hy was oor die bal gewees, maar hy het net daar relax oor die bal. Hy het nooit gelaf die So dan sal die ref nou vir hom kan sê okay, jy moes net gelaf het. Laat hy ou terugpoel, dan weet hy dis 'n holding on. So sulke tipes van goedjies wat ons skerp maak in die kleiner details en dan uit 'n ref se oogpunt uit sal ek sê die help vir hulle ook baie. Sevens het maar onlangs in Boland begin en ons refs leer ook maar nog, ons refs groei ook maar nog met die signs van 15s na 7s toe. So vir hulle help dit om bietjie vinniger skerp te raak met die game en ook soos in daai geval van hulle kommunikasie en bietjie te werk aan hulle positioning en sulke tipe van goed agter die lyn. So in so 'n geval help dit altyd sal ek sê baie en dis so dit vir ons ook gebenefit het op die long run. Okay. Ja, kyk sevens is 'n ding wat mos nou kom ek sê in die off season gebeur het. Mos nou eers jou liga 15tal wat jy nou reg deur die jaar kom ek sê tot by dan after waar jy gaan in 'n kompetisie vir wie jy speel jou klub waar hulle eindig op en dan is dit mos nou maar jou sevens. So wat sal jy sê wat se impak het die sevens op jou season by jou klub vir die kom ek sê vir die jaar soos wat dit ingaan as jou season as essentially wat mos nou jou sevens wat aan die begin van die jaar klaar maak. Hy begin omtrent einde van die jaar se kant en dan maak hy by Januarie omtrent klaar en dan skuif hy mos weer jou aandag na die 15. So wat sal jy sê wat se impak het die sevens op jou 15de? Ja, kyk vir ons as soos as benefits van sevens wil in as obviously risiko's rondom dit. Baie van die ouens verkies om byvoorbeeld sy liggaam nou te rus want ons 15 seisoene is baie lank so baie van die ouens verkies om aan hy tyd bietjie te rus, niggels te ontslae te raak en so, maar dan vir my, hoekom sal ek sê sevens is goed want dit help vir jou veral om te werk aan jou details, soos baie keer in 15 speel hulle nader aan mekaar, hulle is 15 man op die veld. Maar as dit na sevens toe kom, moet jy 10 meter pas en net so kan maak of jy nou forward is of jy back is, whatever. So, die help jy om in die klein technicalities uitsort en so skerp op defense, het jy space van 10 meter waar jy in die ou alleen is. So jy moet mooi kan defend, so wanneer jy nou nader 5 meter van mekaar af defend, is dit makliker gewoonlik om adjustment terug 15's toe te maak. Dat is kom al baie van die ouens wat sê van sevens afkom, flaggies basis as hulle ook maar by die 15's kom. Ons het nou al gesien baie van ons ouens wat goed vaar deur die 7 season en 'n goeie curve wys, kom speel dan op die einde deur die season aan die eerste span groep so van die clubs. So daar is klomp benefits sal ek sê van die sevens wat 'n mens kan pluk dat ook vir jou baie keer by ons as ek nou sê Boland en in club rugby is dit maar norm om te werk begin van die jaar van jy's 0% fitness wise. Daar werk jy op tot so 40, 50 einde van die jaar, jy voel nou right en dan gaan rus jy en dan begin jy volgende jaar weer by 0 en dan bou jy maar weer op as jy by 50 begin jy so. Hy is net 'n way om by 50 jouself te maintain. Die 7 so jy bly active, jy bou aan goedjies. En as jy Januarie maand kom, begin jy jou jaar op 50. So jou volgende jaar bou jy na 80 toe, whatever en jy hou weer 80. So 3 jaar as jy die complete player, maar as jy nie weertjies insit nie, dan gaan jy aan mekaar net op 'n selfde level bly, Nou, sal jy sê by die sevens het jou voordele en jou nadele as jy voor jy weer die 15 man koele gehad wat ek bedoel is kan soos jy nou sê daai wat jy die hele tyd in die system is as dit miskien 'n manier waar jy miskien net fatigue kan raak of so.
Ja, definitief. Hy mos nou, die app zet ek nou basies verduidelik of jy goeie dinge van 7 speel, maar die risiko gedeelte is mos maar beserings. Kyk, ek het nou al aan die hele tyd wat ons, of 6, 7 jaar, het ek 2 jaar, actually, het dit met my gebeur waar die laaste toernooi van die 7 season, kry ek 'n besering wat my die seisoen pla by die 15s en hy wil nou eintlik refresh het, sodat hy vars by die 15. So hy risiko is daar, maar soos, ek voel net 'n injury risiko, 'n besering kan enige tyd gebeur. So of jy nou hy eerste friendly gaan speel en dalk hy besering kry en of jy hom nou in die 7 speel, jy kan nie ingaan met hy van wat gaan gebeur. Ja, kijk, dan is ik basis klaar met mijn vraag wat ik wil jou vraag. So, ik ga mijn mede-aanbieder, zij is een Rabi vraag om net die kapitein van, wat zijn bij Barbarians, Nathan van Wijk, zo net een paar vragen vragen. Ja, Mr. Nathan, ja, ik en Nathan kom ook al een hele tijdje aan. Samen school gegaan. Zo nou en dan ook een beetje rugby tegen elkaar gespeeld. Maar Nathan maar altijd uren door mij gehad. Maar ja, Mr. Nathan, welkom hier naar die wedstrijd. So ja, eerste vraag wat ik aan jou heb, omdat baie van die kijkers of van die mensen met nogal misschien gehoord van Nathan. Maar kan je even voor de kijkers zeggen, wie is Nathan van Wijk? Ja, eerstens, goedemiddag kijkers. Zij zijn Etienne, dank je. Dus ik had genoemd, we zijn blij en excited om hier bij jullie te wezen op jullie tweede episode. Zij zijn om bij jou vraag te komen, voor die wat nog niet weten. Ik was oorspronkelijk van die Kouwebokkenveld, Plaats, Molenrivier, Grooteraga school gegaan. Zo'n beetje een pleintje van mezelf. Ik was toen ik matriek was, was kapitein bij Schervenberg ook in 19. Zo ja, zo rugby was maar nog altijd deel van mij. Nou voor de afgelopen 10 jaar in Oesley. Ik denk zeker dat is waar ik gaan eten ook. Zo ja. Nathan, dank je. Ja, ik hoorde praten zo'n beetje. Ze eigenlijk maar, ze zei altijd, ze is een Bokveldkind. Zo, ja, omdat ons na die wedstrijd maar nog meer coverage over gemeenschapskuld en streken daar. Kan jij misschien, als je nog kan je misschien voor ons zeggen, voor wat de span die al aan die Bokveld gespeeld? Ja, nou man. Ja, zij zijn, of, ik ga mijn naam gebruiken wat ik ook ken, waarom ik meer gemakkelijk is. Ja, kijk, toen ik matriek was, mijn ma wou nooit dat ik mijn club rugby spelen, omdat zij mag niet. Jonger als 18 rugby spelen. Dan heb ik zo aan een vriend gehad, op vrijdag. Dan ga ik mijn talks en mijn goedjes lang voor hem geven bij zij en zo. Yes. So, ik maak mijn goedjes klaar, vraag mijn zakgeld. En als hij bus gekomen is van Parijs, dan ga ik. Maar in de weet, die ook een rare baseballkapje van. En zo, maar toen het, wie was hij de voorzitter, ik is zeker, maar toen die ook gevoel nemen, maar ik kan nog niet meer spelen. Nou, harde leven geweest en de goedjes afvat, ik ga toen maar. Gaan zo in de bierplaats. Ik denk, ja, Rockland zit nog altijd gespeeld. Ik denk, was eerste liggen. Yes. Een beetje daar zijn mijn vrienden gespeeld. Maar eventually dat ook opgebreekt. Ik heb toen 18 geworden. Gaan weer terug Parijs toe, wat nou beter bekend is als Hubel of Pakkerijs is het geweest. Ja, Pakkeriva. Ja, ja, en toen heb ik andere 2 vrienden gehad. Ja, toen had ik wel gewoon moeten zeggen, yes man, waar is jullie? En dat. Hij is toen bij Langrivier United. Ik is toen af, Langrivier toe. Ze hebben gespeeld een paar seizoenen. Goed gedaan, hier en daar, het is weer minder goed gedaan, maar rugby was altijd lekker geweest. Yes. Ik denk de beste ding van de rugby van die Bokveld is, zij moet amper met een cricketjaar moet spelen, want die was gaan heel vast. Of ze nou 3 uur spelen, of ze nou 4 uur spelen, maar bloei gaat zijn bloei. Dat is zeker voor altijd in Parijs. Dan moet niet in mensen spelen. Nathan, dank je voor dat. Ja, zoals jullie kan horen, Hubel is in de Spanje. Ja, hard moet regelen als je tegen Hubel speelt. En dat is ook wel in de liga's gezien. Zo ja, maar dank je voor dat. En ik denk dat later op bij Miracles. Ja, als ik het niet soms is het alleen brood, maar ook... Oké. Maar ja, omdat we maar nou hier is voor die sevens, moet man maar iets praten over sevens ook. Want hij was maar altijd bekend in de Bokveld voor die 15 man rugby.
Ons Bokveld het maar nie eintlik 7 spanne daar nie. Maar kan jy vir my sê waar het jou Siewes loopbaan begin? Kijk, Rabie het het eindelijk rechter begin, of waar ik ernstig geraakt had door Siewes was toen, maar toen ik nog in de Woezel bleef. Maar ik denk dat was 1 jaar, ik weet niet wie die toernooitje aangebied het, maar ze daar bij die schoolsveld te spelen. Waar ook die Biese thuisveld nou is. Yes. Ik, John en Brood, was het voor langere 4 gespeeld, onder leiding van coach Tian, Tian Nel. Stian Nabi. We hebben daar gespeeld en goed. Toen het was nog een beetje Siewes gespeeld en dank Laafdale zijn spannetje, daar hij toernooitje gewin. Maar zoals ik zei, nooit ernstig geweest. Ja. Woezel gekomen, vrouw gespeeld het, maar toen weet ik een hamstring injury. Toen kon ik niet deelnemen, toen ik bij de Sessions een paar seizoenen doorgemaakt. Ja, en eventueel heb ik nog opgeëindigd bij de Barbarians. Ja, en vanaf nog net voor en toe ik samen met die babas gegroeid tot op jede. En ik kan veel vandaag zeggen, Rabium, ik is die spijt dat ik die schijf gemaakt heb. Dat is dankie man, Nathan. Ja, ik volg ook maar zo'n beetje Sevens. Ik is nog niet zo'n goede Sevens speler. maar dat is lekker man. En om te zien wat die babas bereiken in hierdie... Alles ook is zo'n oude spanning. Van toen 17 af, maar ik denk dat het een goede naam kon vestigen in die Sevens circuit. Maar Nathan, je hebt nou al baie tournaments gewin. Ja, is eigenlijk te veel om te noemen. Maar wat zou lezen, wat zou toernooi was voor jou die beste als kapitein zover geweest? Ik kan niet het toernooi recht uitdalen. Ik kan wel van de game zo uitdalen. Yes. Dus nou, trouw wat nou, en een kort tijdje gebeurt het. Die 1 toernooi op Woester, was semifinal team Stompen. Yes. We zijn al gewin, hij was voor mij. Boon natuurlijk, dat verwacht van die boys van nou, gewoonlijk als je 5e game van die dag, zo daar moet zijn nog wel mogelijk. Ja. Om 33 punten aan te tekenen in de semifinale wat gedaan wist. En dan het was nou als laatste in volgens klaar, die laatste toernooi, Newtown Sevens, semifinal ook gespeeld in het Jail Squad. Wat ook een van de grote is op die circuit. Hij had ook een massieve pak gekregen bij ons. Weer eens die 5e game van die dag. Zo maar wat een uitstand voor jou is. Die ballen rondom jou. Zo is 12. Dat is allemaal fight heel dag dier. Zo, en nou was 1 ou van die 7 op die veld. Energie lek. Dan moet de andere 6 bij harder werken. Het is altijd maar net een collective effort. En als jij alles doet collective en niet ik en het zij. Het moet net altijd de ons is. Daar gaan niet beginnen toernooien winnen. Maar ik moet ook waarschuwen. 7 gebeuren vandaag. In een weekje, in een maandje. Zij gaan seizoen op seizoen. Dan voel je later dat, ja maar ik denk ik ga maar los. En misschien was het altijd wanneer dan net bij elkaar gaan komen. Zo, ze moeten geduldig zijn in het proces. Of zoals die ballen zeggen, is straks de proces. Yes, Hasse. Dank je Nathan. Ja, ik luister nou zo naar jou in met die kaliber span wat die babas is. En om kapitein van zo'n span te wees, moet ook zeker maar baie veg. Maar wat zou lezen, wat betekent het voor jou om die kapitein van die babas te wees? Want ik meen, babas beskik ook baie goede leierskap van topbestuur tot op die waterdrager. Dat is een goede systeem wat jou ons heeft. Maar wat zou lezen, wat betekent het voor jou om als kapitein van die babas te wees? Wat ik jou bij de begin, zoals ik nou praat, kon ik in jaren van leren praten. Ik was nou bij een schaam op. Maar zoals ik nou bij hulle kom en ook wat ik maar als bij rugby kom, ik ga veel hier krijgen of in een groep ga ik ook iets zijn. Maar ik heb bij gegroeid om voeren toe te praten. Ja. Dank management coaches het beginnen zien, oké, Nathan beginnen komen nou deur. Zo wat ik maar voor mezelf ook leren, maar oké, dat moet nou beginnen leiden tot ons management coaches nog gevoel het ook in Nathan, zij is die volgende kapitein, zij is nou all in. Yes. Zo dat ik maar een tournament voor tournament, oefening voor oefening, tot op waar ik vandaag is. Wat dat voor mij betekent is, ik denk is een recht om een kapitein te wezen van zo'n setup. Dat moet definitief een voorrecht wezen. Yes. Maar wat het makkelijk maakt is, als alle, zoals je nou genoemd hebt, alle leiders onder mij. Yes. Zo kom je niet van mij af. Misschien draai ik je naam of zoals ze zeggen die sokker, die armband. Maar dat is redelijk waar ik zal misschien dit daar een stukje vat wanneer die ballen misschien beginnen losraken of die geplikker is. Stop het, sinds koos die groep reset. Dus begin wat vooraf. Zoals kleine goedjes wat trek, maar op een of andere dag zet zij me een hele setup van leiders.
So het maak dit maklik vir die ou wat dan moet gaan tos, as ek dit Yes, so kan doen. yes, yes. Want jy sit met 6 leiers agter jou. Ek wil Yes. eers praat van die bomsquad wat nog moet nog kom. kom. Dis die afkaptein wat kaptein. As dankie Nathan. Ja, soos julle kyk, soos kykers soos julle kan hoor. Onthou ons as gemeenskapskuld en streekspanne. Die manne het nie altyd daai visie van ek kan dit groot maak nie. En vandag sit Nathan hier, goeie voorbeeld. Hy kom van ons gemeenskap af. En as ek praat van ons gemeenskap af, streekedag, gemeenskapskuld. So niks is onmoontlik. Nathan het vir homself doelwitte gesit in die lewe. Nathan is 'n man wat hard werk en vandag is hy goed gevestig as 'n player in die Boland, nie net in 15s man nie, maar ook in 7s. So luister na wat Nathan te sê het vandag en droom, moenie op droom nie en hier sit Nathan as 'n ware getuie ou wat uit ons gemeenskap uitkom. Maar ja, om terug te kom by dis sal my laaste vraag wees by die Baba se toernooi. Nathan, wat sal jy sê? Hoekom moet die mense Saterdag die 17de Januarie uitkom na die Baba se toernooi toe? Wat kan die mense daar verwag? Ek dink met alles wat nou genoem is gedurende die show, Jason, as duidelik hoekom sy moet kom, want ek kan vir jou beloof dat jy gaan nêrens sulke warm sewees kry in die Boland nou vir die jaar. As moontlik die laaste een vir die jaar. Yes. So ons gemeenskap hierso in die Watsenberg. Yes. Dag op, bring jou familie, bring almal wat by is, die tannie, jou kerel, jou kerel se kerel of wat se hang hulle. Yes, Hulle gaan baie wees op die veld van step bump en die beste van alles is wie round vir wie in ons Watsenberg derbies. So daar gaan derbies wees. Yes. So by my, by ons groep in die ons span in die groep het ons byvoorbeeld die Heat Sevens nuwe span. Yes. Maar moenie 'n fout maak, jy skryf niemand af hier, want soos ek gewoonlik vir ons balle sê, almal kom hard vir die Barbarians. Yes, En yes. ons, kan ek jou beloof, gaan ook die krag weggee nie, Yes. want my goal vir die naweek is, wat vir die komende naweek vir die toernooi is, ek wil die toernooi 3 jaar in 'n ry wen as 'n kaptein. Yes. Dat dink ek, kan ek maar hakker begin speel en so. Etienne, is jy nog 'n vraag? Ek het gewoon net ietsie wat ek wil net noem, maar so vir die kykers wat ons praat nou heeltyd van die toernooi en so 17 in Januarie. Die location is weer in Bella Vista. Ja. Dis van die hoe laat is die afskop vanaf? Die hekke maak 7:30 oop, maar die afskop, die eerste games begin 9:00 en dan die finals word aan 7:00 gespeel. So hy sê die reisen basis van die toernooi soos 'n hele dag besigheid, Yes. so die mense kan uitkom in getalle. Ja. Nou, wil ek gewoon even ek net klein ietsie vergeet om jou te vra, jou persoonlike goal vorentoe vir die Watsenberg Barbarians. Wat is dit? Ja, ek dink ons het eintlik maar net getats 'n bietjie op dat ons het nou lank ek dink soos iets soos Namibië was al 3 jaar dink ek wat dit al aankom wat ons elke jaar sou gaan daar as daar iets wat in plek val dan moes ons kanselleer. So dit vir ons as iets wat ons lankal wou bereik en toe het ons maar daar uitgekom. So die volgende proses vir ons is om bietjie iets soos hier in Dubai of Yes. in Kenia, ons maar hierso maar Dubai of bietjie Europa of so toe te gaan, maar soos ek sê, dat gaan miskien ook nie nou gebeur nie, maar eventually sal ons ook daar so kom van ja. ons is maar setup wat by die Barbarians wat elke jaar groei. Dat kan jy sien aan hoe ons media goedjies doen, hoe dit in die setup is self, die culture wat daar so is rondom die spelers, hoe spelers uitkom van die 7th season na 15 toe terug na hulle clubs toe so. Die groei is daar, ons sal heeltyd die werk insit, maar die goal sal eventually dan wees om ook 'n groter stage te kry vir die spelers om hulle talente te gaan uitstal en hy opportunities by ons gemeenskappe te kry die so in die Watsenberg waar ons dit regtig altyd weet jy of in ons wat bietjie ouer sê Yes. ons het die opportunities gehad, daar was nog nie sulke platforms gewees so as ons job om te probeer 'n beter platform opportunity vir die ou te kry wat na ons kom. Kadli, ja, kykers, soos julle kan sê al hoor 17de Januarie as jy miskien nog nie planne het nie, jy weet nie wat om te doen nie. Steek uit in Bella Vista, 7:30 se hekke oop, die babas gaan vir julle goed ontvang daar, so gaan kyk 'n bietjie sevens. As 'n hele dag, as jy hoef nie
bang te wees nie. Jy kan shopping ook klaarmaak en dan ga je nog altyd lekker acties zien. Ja. So ja, maar van ons na die Westerse kant af, Kurtley en Nathan, die Barbarians, dankie man. Dat is een groot voorrecht, eerstens in de eer om groot namen, dat ik het maar nu zo noem, legendes in de making we staan om op een show te heten. Ik meen, jullie kon ook maar even kiezen om een grotere show te gebruiken. Om jullie een beetje blootstelling te geven, maar dankie dat jullie ons gekozen hebben en dankie dat jullie samen met ons hier is. En dankie ook voor die verschil wat jullie maken in die gemeenschappen. Want die Witzenberg Barbarians is niet net een zekere dorpje, maar dat is all over die Witzenberg zo. So dankie voor die verschil wat jullie maken en voor die motivering wat jullie voor die jong span geven. En Nathan, dankie voor jou ook man, om te wijzen dat ons moet niet vastkijken in onze omstandigheden. Nie. Vooral ons in die Bokveld, het is altijd zo goed, nie, maar alles is mogelijk als je gelooft. So dankie mannen. Definitief. Dankie man. Kurtley, baie dankie vir jou tyd. Nathan, baie dankie vir jou Plezier, tyd. En Etienne. sterkte manne met Assie, julle manne. toernooi die naweek. Ek sal definitief 'n draai kom maak daar as ek hier gaan diens doen daar nie, maar ek sal definitief daar wees. Baie sterkte daar. Baie dankie man. Ja, sê net baie dankie daar vir Kurtley en vir Nathan van Wyk ook wat nou net hier op die stel gewees het. So ja, ons gaan verder met die program. Wat ons nou mee gaan aangaan is ons gaan so 'n klein bietjie recap van die 2025 seisoen aan die Witzenberg van die gemeenskapsskuld en dan ook ons streek uitdaag. Trevor, wat is daar aan die woord? Gemeenskapsskuld. Baie interessante jaar geweest. Ja, Dat was iets. Ek het nog eens geskat of ek het nog eens gesê die span wat my gaan verbaas in die gemeenskapsskuld gaan Young Eagles wees. Ja. Wat ek dink wat baie groot kanse gehad het om die gemeenskapsskuld te wen. Hier en daar 'n game verloor wat hulle nie moes verloor het, is net step up gemaak het, maar ongelukkig het hulle kort geval en daai toe, maar ek moet sê die span wat my regtig verbaas het en wat weer eens 'n teken is soos Jason Rabie nog genoem het Etienne vir die ouens vir Alvin Nathan wat Nathan aangeraak het. As hy geval het, moenie bly lê nie. Yes, Staan op, yes. Kyk vir Miracles. Ja. Nee? Miracles het groot geval, nee. Miracles het gemeenskapsskuld gespeel, streekie dag, grote dag en toe hy Wie die helfte van die jaar toe hy weggeraak en toe hy weer onder begin in die gemeenskapsskuld. En glo my kerels, dit was verblywend om te sien hoe daai span opgestaan het. Miracles het gedomineer. Hy het een game verloor as ek reg het teen Young Eagles Yes. op Brakpan. Dis al game wat hy verloor het. Ja, Trevor, Miracles was dominerend geweest. Ja, ek wil ook net inkom daar nou wat jy praat van domineer. As jy praat van domineer, daar was al by hoeveel 5 games of 5 of 6 games wat die liga gerep op was. Toe dan al klaar die titel kom ek sê in die sakken. Toe die tweede jaar toe die tweede ronde begin, toe was dit amper al veilig geweest om te sê maar Miracles gaan die gemeenskapsskuld wen. Toe die tweede ronde, want onthou die tellings wat hulle opgesit het in die eerste helfte. In die eerste ronde, ja, ek wil nou nie Die tellings in gaan nie. maar dit is, onthou vir Eagles het hy 50-10 gewen. Ja. Vir Pumas het hy baie na in die 50 gekom, Ja, 49-12. So as jy daai tipe scores wat ons praat van die eerste ronde. Yes. So as daai ouens het klaar seker gemaak toe ons kom by die afsluit van die eerste ronde, dat hulle punte vir en punte teen so opgestapel dat dit onmoontlik is om hulle in te haal. So dat Miracles was regtig vir my die span gewees, maar Eagles was vir my daai span gewees. Onthou Eagles het al die jare, het Young Eagles ondergeëindig. Yes. Ja, of 12, alle jare, vanaf wat Eagles begin is met sy opstaan, het Eagles nie hoor as, is amper veilig om te sê, hoor as nommer 9 geëindig het. Ja. En iewers skielik moet 'n ommeswaai. Ek weet nie as een van julle manne dalk vir my kan bietjie meer lig Ja, daar wat kyk, met Eagles gebeur het. Ja, kijk, Trevor, Eagles, onthou nog niet laas jaar, ons 2026, maar 2024 het Eagles omtrent in die bottom half gelê. 2024 van die season en 'n man het nou nie gedink hulle gaan so goed doen soos wat hulle gedoen het nie. Maar ek dink paar veranderingen, nie net in players nie, maar ek dink ook in management, bestuur en coaches wat ingekoop het by Eagles en daar die manne uitspeler gedaan. En
Eagles was al 'n uitspeler. Hulle was al daar voor 'n paar jare terug. Wat ek heb in notice geweest het, dan ook maar alleen nie gehad in Eagles. Die man het so 'n paar 50-talletjies het al gekry by hy man, maar ewe skielik het hulle 'n down curve gehad in hulle rugby. En hulle het net gebesluit 2025 is 'n jaar wat dinge gaan vir hulle gebeur en hulle het uitspeler gehad. So ek sal sê Eagles is eintlik 'n success story man, verstaan? Om te wys dat die vorige liga, dan sal ek sê jou posisie in die vorige jaar gaan eintlik bepaal hoe jy in die nuwe season ingaan. Gaan nie in. Selfs met Miracles ook. Miracles het ook hulle eerste jaar in die gemeenskapskuld so goed gedoen, verstaan? Maar met 2025 het hulle gewys paar veranderinge. So mense wat altyd glo in veranderinge nie. Veranderingen is soms 'n bietjie moontlik of sal ek sê moet gebeur. Ja. As ek ook net kan iets nou byvoeg daarvan van die veranderinge. Ons kyk as ons nou kyk vir hierdie jaar ook 'n verandering van span wat bygekom het nou vir hierdie jaar in die gemeenskapskuld. Doringkraal. En dit is 'n span wat ek nie van geweet het gaan ewen bestaan nie. Waar hulle geëindig het vir hulle eerste jaar, ek bedoel dis is jaar of 12 weer. Hulle 10de geëindig, hulle het bokant 'n Donkerbos geëindig, hulle het bokant 'n Esperanto wat hulle in die liga kon kry. So wat sal jy sê, wat is die indrukke rondom Doringkraal? Wat sien jy vir die season? Ja, Etienne, ja, die Bulldogs, soos hulle moes nou bekend staan. Van die manne sal Trevor baie goed ken. Ook maar samen met mannen hebben een paardenkloof gespeeld. Maar ja, Bulldogs, ja, hulle het verras. Want ik denk, hulle het komt doen in 1 seizoen. Wat Esperanto in 3 jaar niet kon doen. Nie. En dat is games win. Als ik kijk, hulle het vir Esperanto ook geweest. Ja, hulle het Esperanto. Een man wil ook niet voelen, man. Hoe kan ik zeggen, bully teams of een beetje kras op teams. Maar ik meen, Esperanto waar je in 2 jaar 2 games gewinnen. Het Bulldogs in 1 season 3 games kon winnen. 3 of 4 games. En Boerkant Bulldogs, Boerkant Esperanto ook geleid. So, definitief een goede aanwinst op die liga. Ouwens wat ook daar is, bekende ouwe Realf, wat ook een goede leiding genomen daar. Clarence wat ook goede rugby bij Paardenkloof gespeeld heeft. En dan is daar ook een paar legendes, mannen wat uit Oudplaas, daar is nog 40 Sarikens, hulle was die Sarikens. Dat is ik voor mij. Yes, ja, Etienne, daar is ouwens wat ik vroeger haast had, toen ik achter die beren gebleven. Maar dat weet je ook niet, man. Als jij voor jou zit op een ding, man. Ik meen een nieuwe span. Wat de man gaat denken, gaan die slaanzakken worden. En die man heeft het goed gedaan. So, hou je honden op, hou je Bulldogs op, of hoe treven? Ja, wat voor mij interessant was van die Bulldogs, man. Die Bulldogs het nie sommer net gestaan besluit ons gaan morgen begin rugby spelen. Yes. Als ik kijk naar die Bulldogs spielerkorps, Yes. dat is alles, allemaal ouwens wat actief was. Yes. Paardenkloof, Vasttrap, de Eike. Yes. Dat is waar die ouwens en dat is ouwens... Morgensteer, ja, ouwens wat van Morgensteer af. So dat is allemaal ouwens wat rugby gespeel het. Yes. Sien jy? En toe die ouwens nou besluit, toe Doringkraal besluit, maar jong, ons gaan 'n span maak en toe die ouwens net besluit, maar ons is al die jare van Doringkraal. Ja. So ons gaan maar nou net terug en ons gaan ons gemeenskapwerk doen. So dit was baie goed van Bulldogs en hulle soos ek sê het hulle 'n great season gehad onthou. As jy gaan deur net vir interessant iets onthou. As soos Jason Rabie sê, hulle het baie meer gedoen as wat baie klubs kon doen in 1 jaar. Yes. Onthou, as ons vat Miracles en Arrows, nee. Miracles het vir Arrows gewen 50-10. Yes. Nee? Miracles het vir Bulldogs gewen 33, ek is nog nie seker hoe hulle 0 gekry het nie. Maar as jy kan kyk die punte wat aangeteken is teen Bulldogs. So en die punte wat aangeteken is teen Arrows. Kan jy nou begin vra jy nou self die vraag af wat het hy ons reg gedoen? Ja. So wat het hulle reg gekry? Yes. So maar ek voorsien en ek hoor
En ek neem waar, Yes. Bulldogs gaan nog groei oor die volgende paar jaar. Yes. En ongelukkig moet daar 'n paar spanne nog gaan daar nog 'n Gaan paar spanne onderlei. verloor. Met ouens wat gaan daai kant toe. Yes. So ja, ons kyk uit wat 2026 Ja, gaan. so sal jy sê, Jason Rabi, soos jy dit genoem het, Trevor, Eagles het vir jou beïndruk verlede seisoen en so wat sal jy sê, dit Doornkraal pas, dat die span in die gemeenskapskap wat vir jou beïndruk het? Ja, ja, kyk, die ander spanne is mos nou al redelike tyd in die in die gemeenskapskuld en is mos nou al gevestigde spanne. En so vir my die span wat vir my die meeste beïndruk het is Bulldogs, verstaan. Ja, Eagles het ook goed gedoen, maar ek meen hy was al 'n reeds gevestigde span. En teen verwagtinge 'n nuwe span met die Bulldogs en hulle vir my as hulle net vir my die span wat die meeste vordering getoon het in die gemeenskapskuld. Ja, my span, as ek dit nou mag noem of so kan noem, is nogal wat my vordering, praat nou van vordering, as Young Blues. Dis 'n span daarvan Woolsley wat vir my nogal verlede week baie beïndruk, nie verlede week nie, verlede seisoen. Baie beïndruk het as ons kyk waar hulle lokposisie is. Hulle het op 6 geëindig en dit is 'n span wat ook daar in die top, kom ek sê amper in die top 6 jaarliks eindig, jy verstaan. Ja, Blues, so baie sê oor Blues, want Blues het ook mos maar nou, sê, nie reputatie nie, maar as jy gehoor het, ek nou in die gemeenskap gespeel het, as 'n man gehoor het, jy gaat Blues toe, dan kom maar net so vrees oor jou man, want vir alles in die kraal is. Dan is nie gaan in die kraal, harde spelers, toeskouers wat baie passievol is. Maar ek moet ook sê, soos jy gesê het, Blues is eintlik 'n swak span nie. Blues het ook al, as ek het mis het Blues ook al uitspelers gehad, toe het nog die eerste liga. Dit was die gemeenskapskuld. So Blues is glad nie 'n swak span nie. Verstaan, hy het hy proe van hoe voel het om uitspelen te speel. As maar net, soos ek sê, sekere dinge oor jare, dan is het maar player attitudes, management wat 'n bietjie ook maar hy geveg is, maar 'n man weet mos maar hoe gaan dit altyd daar in die hoofkwartiere, but Blues baie improve. Wat vir my uitgestaan was hulle dissipline. Verstaan? Man het baie dinge gehoor, veral aan die kraal, games wat die klaar gemaak het aan die kraal of die middelman wat 'n bietjie dit moeilik gevind het, verstaan. So maar goeie season van Blues. Ja. Goeie dissipline gehad en goeie rugby gespeel. Ja. Maar sê toe, ek wil net voor Jason Rabi nou afsluit daar met daai punt van Blues voor hy klaar praat. Hy het nog gepraat rondom Esperante en hy het nog gepraat van Esperante, né? Yes. In sy eerste stelling wat ons gepraat het oor Bulldogs, het hy gepraat oor Esperante, maar as ek kyk na stats, né, is dit nog as interessant om te sien dat Esperante vir Blues gewen het aan. As daai Esperanto se enigste wen vir die seisoen. Ja, maar dit was aan die ander kant gewees, dit was in die kraal gewees. So daai was 'n upset van die seisoen. Van die season. Kyk, Esperante het 1 game gewen in 15 games. Yes. So dit was al game in die kraal nog. In totaal van wedstryde gespeel is dit 22 wedstryde gespeel. 22 wedstryde. Waar hulle 1 wedstryd gewen het en 1 gedraw het. Yes. Ek weet die Doornkraal game was gedraw. So die enigste wen hier was Blues Blues geweest. geweest. In die kraal, ja. Young Blues het baie gespeeld. spanne nie dit maak as ons kyk vir Van die groot spanne. Ja, vir Eagles, vir Eagles, Pumas. hulle wen nie daar nie. Ja. So Theo wat jy nou eintlik van my sê is die grotere teams in die gemeenskapskuld moet eintlik 'n bietjie raad kry by die verstaan nie. om te vra hoe hulle dit reg gekry, want dis ook maar die eerste vraag wat in my opgekom het. Hoe het Esperante dit reg gekry om in die kraal vir Blues te wen? Want is niks maklik daar nie. En ja, ek weet nou nie, man kan nou baie bespiegelinge rondom het gooi, maar die wen is daar. En hy wen sal staan tot in lente van daar, dat die S het reg gekry het om in die kraal te wen. Ja, nog 'n paar spanne wat ek nou hier so vlugtig sien is Pumas en Tandfontein spanne wat uit die streekie daar uitkom. Wat sal julle sê? As daar verandering by daar in plaas van hoekom hulle nie weer miskien so vinnig as moontlik op kan gaan of sal jy sê hulle het nou grond gekoop hier in die gemeenskapskuld. Ja, kyk, die eerste ding wat ek sal noem is vir die streekmanne, moenie
nie gemeenskapsskild toe kom nie. Want dat Die kom nie weer ja, weg. dat Die kom nie weer weg. dat nie kom maar uit te kom maar ja om Sien hy 2 spanne wat yes, om maar op terug te kom by Pumas en Tanfontein. Yo, Pumas in die eerste plek, ek het gedink mense, ek het nie so geglo nie, maar ek het so gedink dat die Pumas miskien nou sal opkom 2026 streek toe. Want hulle het onhoudbaar geëindig as ek het vorige jaar. So hulle tweede geëindig, hulle goeie tekens gewees. So my geld was op Pumas gewees om die liga. Nou nie my geld nie, maar ek het gevoel Pumas gaan die liga wen 2025. En ek was verkeerd gewees, Marikals het goed gedoen, Marikals kom op. Tanfontein, ek sal nie eintlik sê Tanfontein een hy gesprek ingooi nie. Want Tanfontein is nou al 'n paar jaar ook maar daar. Nou nie 36 jaar soos Erosie, maar Tanfontein is ook al redelijk lang daar. Tanfontein is al redelijk lang daar in die gemeenskapsskild en ek weet nie op papier as hulle baie goeie team guys. In die 6 nasies, het ons gesien in die 2 6 nasies. Daai man het goeie players. Hulle lyk vas by ID parade, sal ek sê. Jy doen jou ID parade, jy sien ook, hier's 'n ernstige team wat voor jou staan. Maar as die vletjie blaas, is dit net soos iets wat afgaan by hulle. Ja, gepraat van die vletjie wat blaas daar, so die 2 spanne, of kom ek sê die laaste 3 spanne, ek sê nie almal in die liga. Daar was 'n span wat 'n 100-tal gekry het, so Tanfontein aan die ander kant op Marikals. Hulle was die enigste span verlede jaar wat 'n 100-tal. Ja, maar jy moet nou onthou, Mr. Etienne, Tanfontein was die enigste span wat 'n 100-tal daar gekry het. Onthou, Esperante, ne, het opgewarm. Hulle gaan hom maar. Onthou, Esperante het gaan opwarm, Esperante se A-span het gaan opwarm. Toe Miracles se A-span veld vat, toe loop Esperante se span Lorry toe. So jy wil sê hulle het 'n 100-tal ekskei. Onthou, hy mense het amper maklik 150 gekry. Onthou toe daai Miracles veld vat. Toe loop daai ouens uit die kleedkamer uit, Lorry toe. Ja, so. Ja, mense moenie opwarm, die spanne. As jy miskien 'n bietjie as jou team, vir alles jou team 'n bietjie goed is of 'n bietjie jy nuwe aanwinste. Want ek hoor die manne praat baie van diese aanwinste. So hy eerste liga sal ek aanraai, mense moenie gaan opwarm nie met jou nuwe aanwinste nie. Want die spanne mag dalk Lorry te loop as jy met jou nuwe aanwinste op die veld daar. Ja. So dan het maar geneek in die gemeenskapskild 2025 soos julle kan hoor. Manne wat 100-talle kry en manne wat nie uitkom vir game day nie. Ja, dat laat my nou by 'n gevaarlike vraag wat ek nou gaan vra is met Red Roses wat nou in die gemeenskapsskild is en Marikals uit. Jason Rabie is daar miskien 'n span wat jy sal sê wat heavy favorites is om die jaar se gemeenskapsskild titel te wen. Trevor. Etienne, ek sal maar sommer eerste ingaan want ja, dat is 'n vraag wat 'n man. Nou ek bly nog in die Bokveld. Ek wil nie koes loop aan die Bokveld nie. Maar ja, gemeenskapsskild sal ek sê daar kan 'n man nie sê van favorites. Hy liga soos hy nou die nuwe jaar gaan ingaan, spanne wat daar is. Ja, Marikals was in 'n mate geverwag om uit te kom met dit wat hulle bereik het in die rugby. Maar soos nou Red Roses, hy het ook maar ek sal sê hy was baie wisselvallig in die streek gewees. So ek dink in die eerste plek dink ek vir Red Roses is dit eintlik goed om weer van voor af te begin. Maar om te kom dink jy gaan kom oorvat in die gemeenskapsskild. Nee, ek dink dan moet jy hard oefen. Want die spanne is redelik vir my op dieselfde vlak. Dit hang maar net af hoe jy op game day opdag. Dat is maar wat vir jou die gemeenskapsskild sal laat wen. En 'n man kan sien die spanne wat die liga wen is die spanne wat hard werk en wat insit en wat oefen. So om nie te oefen nie, gaan nie vir jou die liga wen nie. Ja, daar is eintlik 'n moeilike enetjie soos jou ervaring tel in die gemeenskapsskild. Nee, ek kan maar. Ja, ek het reeds Eros is so Jason Rabie dit tereg genoem het. Eros is 36 jaar in die gemeenskapsskild.
En daai 36 jaar se ervaring kry hom nie uit die gemeenskapskou uit nie. So jy moenie dink omdat jy uit 'n streekie daar uitkom en jy daarbo gekompete teen daai ouens, jy gaan kom oor van die onder nie. Mr. Etienne het dit genoem. So dit gaan baie moeilik wees vir Red Roses om nou te sê. Maar met ouens wat nou nog trek ook onthou. Daar's ouens wat trek van Red Roses af. Ons kom by daai punt van So dit gaan moeilik wees. Aanwinste. Dit gaat 'n moeilike jaar in die gemeenskap. Dit gaan moeilik wees. Daar's geen favorite. Nee, daar's nie 'n favorite. Nee, as jy favorite is. Daar's Al nie kom jy op 'n van die streek uit favorite. dag af. Nee, al kom die van die groot dae ook af. Jy gaan nie kom maak en doen soos jy wil. As jy kom ek sê altyd so die gemeenskapskuld is niemand se speelplekkie. Jy gaan gehumble word. Moenie en los die videoetjies makery van die spanne uitnooi. Asseblief manne. Right, maar dit kom dan daar by die banters dat jy so kan ons so vinnig hier, maar kom ons beweeg op na ons streek uitdaag toe. Daar was ook veel upsets, daar was veel verrassings en daar was ook goed. Jason Rabie, jy speel tans in die streek uitdaag vir La Pleasant. Ja, Etienne, streek uitdaag vir my is die beste liga in die Witzenberg, omdat ek speel. Hoekom ek so sê is die spanne in die streek uitdaag moet jy weet as jy walkover is. So jy kan nie jou games uitkies in die streek uitdaag nie. Die spanne sal ek sê wat jy goed doen nie, as die manne wat jy regtig hard werk nie. So dat is al manier hoe jy swak doen in die streek uitdaag. As jy nie die werk gaan insit nie. Maar ja, soos rugby maar is goeie tye en daar slegte tye. So daar was eintlik 'n paar ernstige upsets daar in die streek uitdaag. Om stil te staan by een game, daar op die 3.6, soos die stadion bekend staan, die 3.6 miljoen stadion. Morgenster wat op die lok geleed, tweede laaste geleed, dan derde laaste, tweede laaste geleed. Hulle het 'n oorwinning gekry oor Lovedale, wat tweede plek gebekleed, tweede, derde plek gebekleed op die lok. So daai is 'n game wat eintlik baie vrae rondom is. So ek was nog nie daar nie, maar Gewen is gewen. Dat was heerlijk, hoe sê jy het even? Gewen is gewen. Gewen is gewen. Gewen is gewen. So môre is tegen die game gewen. Maar ek weet daar is baie gerugte rondom hy game. Daar is baie gerugte soos ek gehoor het, was dit nie hulle A-span nie. Die baie beserings het ek gehoor. Het selfs gerugte gegaan wat gesê, dat was die middelman. Maar ek weet nie Trevor, hoe sal jy sê, hoe sal jy hy game opsom? Nee, my ding bly staan nog altyd gewen is gewen as my span wat Paardekloof is. Ons speel baie ek dink die afgelope paar jaar speel Paardekloof friendlies teen de Lises, né? Yes. Daar kom de Lises Paardekloof toe en so. Maar nou is dit mos nog nie de Lises hier. Ons het mos maar nou opgemaakte spannetjie en die ouens gaan aan. En vorige jaar toe noem hulle dit daar speel en hulle loop agter ding met 2 punte en een van hulle coaches, Razi van buite af, as julle vandag teen Paardekloof verloor, dan gaan hulle sê de Lises het verloor. So maak nie saak wie opdaag. De Lises het kom opdaag, so maak nie saak wie van Lovedale opgedaag het daai dag. Hy's gewen deur Morgenster. Ja, dat laat my daar nou wat jy dit noem van gewen is gewen en maak nie saak wie opdaag het, dat bly jy span. As jy daai naweek vat 33-32, een jaar lang Morgenster wen. 'n week na daai gaan Morgenster Tilburg toe. 95-5. Damn man. 95-5. Ja, maar ek dink ons het vir Tilburg te lank vasgehou hier. Ek dink ons het hopeloos vir Tilburg te lank vasgehou want jy kan later sien dat Tilburg begin is geen meer genade nie. Tilburg, as jy Tilburg se tellings kyk, alles oor 50. Onthou, ek wil nie so hard praat nie, maar dit is 50 plus, dan kom ons by 95-5, daai tipe van goed. So dit is 95 niks. Ja, Trevor. Kyk, ek dink dit is ook die rede vir al. Hy het nou die vorige naweek 'n upset gemaak. Jy wen het op 2 span en nou aan nakry sommer 95-5. So ek dink dit is ook maar seker maar baie van die redes hoekom die verskoningsdae gekom het.
by van Laafdale se kant af, verstaan? Maar ek dink ons moet ook niks wegvat van die kwaliteit span wat Tulbagh gewees het. Want Tulbagh het nie net van Morgenster 95-5 gewen nie. Tulbagh het vir Paardekloof 74-0 gegee. So ja, terwyl 74-0. So 80 minute het jy niks punt so dit wil vir my sê, ek sal nie sê dit was 'n lucky win van die vorige naweek van Morgenster af. Maar ek sal sê die verloor van Morgenster was met 'n teken dat Tulbagh was die beter span geweest en dit het hulle gewys met die telling wat hulle opgesit het. Want onthou ek het gedink dat spanne soos Laafdale en Linders wat die top 3 volgemaak het, dat hulle sou 'n bietjie teenkanting gebring het en vanuit tellings was dit ook maar groot tellings 40-30 geweest. So ja, dat is maar eintlik sal ek die conclusion van die 95-5 en die wen van Morgenster. Maar Morgenster is 'n goeie span, guys. 100%. Morgenster is 'n goeie span. Hulle het gewys, hulle het gedoen, as ek nou kyk na die lok, hulle het gedoen wat hulle moet doen om in die liga op te bly. As ek kan reg onthou, was hulle in Red Roses, die twee spanne wat geveg het om te bly, om te survive in die streek uitdag. En hulle het gedoen wat hulle moet doen om in die streek uitdag te bly. En Red Roses was nou op daai span wat ongelukkig die streek uitdag moes verlaat en plek maak vir miracles wat ons nou opgekom het. Ja, en kyk rondom Morgenster, ons dat so net baie Morgenster, maar ek dink daar was ook maar baie ongelukkigheid rondom Morgenster wat met een span kan verstaan, want kyk daar het maar baie gerugte gegaan, maar ons weet mos nie wat is die waarheid. So ek wil glad nie daarin gaan nie. Maar hulle het na die einde toe van die tweede ronde het hulle dat reg gekry om met een span te speel. So ek dink daai het vir hulle ook natuurlik op die dag 'n bietjie advantage gegee, maar ons kan nie verby Boland gaan nie. Ons kan nie daar verby gaan nie. So hulle, dit was 'n gesprek met hulle in Boland en hulle het dit reg gekry. So of jy nou gaan klaar oor Morgenster met een span gespeel het, klaar gemaak het, dat was so en hulle het reg gekry en hulle is weer 2026 in die streekuitdag. Maar ek wil hê ons moet stil staan ook by 'n span wat uitgestaan het met die naam van Young Goodops. Young Goodops het vir my baie impress. Nie net hulle nie, even Hobel self wat sy eerste jaar in die streekuitdag is. Ja, Hobel, as ek reg onthou, het in die top 4 of top 4? Nee, hy was in die top 4. ja, hy was top 5 of top 5. Hy was die eerste paar games tot in die top 5 gelê, hè. Nee, maar sy eindig Geëindig het vijfde geëindig. Ja, vir 'n span wat van die gemeenskap Ja, so onder Hobel. leiding van Adam Keiser. Kyk, ek wil 'n tong in die kies sê. Jou eerste jaar in die streekuitdag gaan dit baie goed. Ek het opgekom met Pleisant en ons het teen Sirius gespeel die eerste game. Teen Sirius wat nou nie goed uit daar Ek is. wil hy boere so gehardloop was. Ja, vir my, as vir my wat ek hardloop. Maar wat ek daarmee wil sê is, ek vat niks weer van Hobel af. Hobel is 'n goeie team. Hobel is 'n goeie team, so ja, maar jou eerste jaar sal jy altyd 'n goeie jaar hê. Maar die grootste toets kom nou die jaar vir Hobel. Maar ek wil terugstaan by, ek wil stil staan by Young Goodops. Maar Young Goodops is glad nie 'n maklike span nie. Ek het eintlik 2 lucky wenne. Nie lucky in 'n sin van ek was gehelpie, maar daai game kon Young Goodops ook gewen. Hy kon enige kant op Yes. Van die skeiersers wat dit gehanteer het, was goeie skeiersers wat goed op die dag gewees. So maar Young Goodops is 'n span om hierdie seisoen top te hou. Ja, jy het nog genoem van Hobel wat die, kom ek sê, wat goed gedoen het in sy eerste jaar en jy sê in tweede jaar is waar dinge bietjie moeilik gaan op, wat jy sien, jong, dis hoe dit werk in die streek, verstaan? Ja, kyk, ek wil nie sê Hobel sal swak doen die jaar. Kyk, mense moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar al wat ek kan sê is, hy kan nie dieselfde plan gebruik nie. Verstaan? So hy moet adapt. Hy wat soos Hobel is, moet adapt. Want onthou,
2 jaar, die 2 seisoenen na die begin van Pleisaan wat ons in die liga is, het ons 7de, 6de, 7de, 8ste geëindig. Verstaan? Die eerste seisoen het ons 4de, 4de, 5de geëindig. Verstaan? So dat wil mense, het raak 'n bietjie moeilik met jou 2de jaar. Maar as jy 'n goeie plan het, dan kan die plan aangaan. So hou dop. Ek sê nie hulle gaan swak doen nie, maar dit gaan moeiliker wees die jaar. Ja, en dit bring my by... Ek wil net 'n laaste punt aanraak man. Morgenster. Ek wil dit nie so noem nie, maar dit laat mense net dink. Sy het nou kon nie 2 volledige spanne in die veld instuur nie. As gevolg van die te min spelers. Raito en Boland het gesels, dit is alles uitgesort en Boland het jou die goue het gegee om voort te gaan. Nou my bekommernis is 2026. Ja, daar kom die manne nou vanaf. Ja, dit is eintlik my bekommernis 2026. Want soos ek sê, ouens trek. Maar is ons verseker Of hulle gaan 2 spanne. of hulle is 2 spanne. Kyk, jy is maklik om 2 spanne te registreer. Yes. Is maklik om vir Boland te sê maar ek het 50 players. Dit is baie maklik om my goed in te sit. Maar as die manne daar, As die manne daar. En ek dink dit is presies, onthou die vorige jaar, ek praat nou onder korreksie. Die vorige jaar wat Morgenster gemeenskapsskuld was, né? Het dieselfde ding gebeur. Het Morgenster ook middel van die jaar kon hy ook nie verder speel as gevolg van spelerstekort nie. Of 2 jaar terug. Kyk, toe kon hy ook nie ja, voortgaan nie. ek En dink toe hy moet hy, was die- toe moet hy afgaan Yes. en toe moet hy weer speel om op te kom. Yes. Verstaan nie? en het goed gedoen in die En het goed gemeenskap. gedoen in die gemeenskapskap. Het hom even gewen ook. Ja, maar nou kom daai selfe probleem herhaal homself. So dit laat net vir my flikkerliggies vir die pad vorentoe man. Ja, Theo, en ek dink 'n vraag wat ook maar daar sal opkom is ook maar het die ander spanne wat ook sukkel. Het hulle ook daai voorreg om dit te doen. Verstaan? Want ek meen As ons almal met een span speel, hoe gaan die liga dan wees? ja, Dat moet interessant wees man. en ek meen as ek nou laaste ek het nou 'n klub. Ek is nou miskien 'n Young Rainbirds. En ek het 'n klub en ek sien ek gaan dit nie maak. Ek kan ook mos maar nou maklik sê maar ek het die players corps sê so laat my toe om een span te speel. Maar soos ek sê, ons kan net daar rondom oor praat en bespreek. Maar die besluit lê mos maar nou by groter vergadering. So die hoofkop het maar daaroor besluit en Morgenster het dit reg gekry en hulle het die liga gemaak en hulle is weer in die streek. Tot dan So Rosendal Fontein inkom. ja, Rosendal Fontein is sterk daar. Ja, maar as jy sal jy sê daar's miskien 'n enige spesifieke span om die jaar dop te hou in die streek daar. Jason Rabi, Trevor 'n Span in die streekie dag. om dop te hou of kom ek sê wat soos ek gesê heb gevra dat in die gemeenskapskap wat hierdie favorites is met Tilbag uit die liga uitgeword die dag toe. Ja, daai is baie moeilik om te beantwoord. Onthou, almal sien nou die pad oop om eerste tweede te eindig. yes. Almal sien nou iewers skielik kans vir mekaar. So ek gaan nie Soos ek sê, daar is nie 'n rega van my kant af af favorite. So ek sal sê die span wat die hongerigste is om die streek te wen, gaan die streek wen. Ja man, so laat ons gewoon net vlugtig, ek wil nou nie so vlugtig deur gaan net nie, maar ja, as gevolg van tegniese goedjies, moet ons maar so vlugtig hierdie diere beweeg. So dit bring my by die volgende punt, die 4 nasies manne wat ook nou is 17 Januarie gaan begin, vriendskaplike 4 nasies. Ja, ek dink kyk, dit is toch nooit wat 'n man nie baie van weet nie. Ek weet nie hoekom is dit 'n staatsgeheim nie. Man hoor maar net of sien maar net 'n postertjie hier en daar van 4 nasies wat begin. So die 4 nasies kop af 17de Januarie ook. niemand weet waar. Maar ons weet nog nie waar nie. Die loting gaan nog plaasvind. Ja, die spanne wat daar is Arrows, Young Wesleyans, Young Eagles en Pumas. So ja, al wat ons nou kan sê is daai mense se fans of die mense wat daai spanne support gaan wys liefde vir die manne daar. Soos ek gehoor het of verstaan het, gaan hulle 'n loting hê, so die loting gaan plaasvind en dan sal 'n man om 'n meerderheid kan sê rondom dit. So ja, die 4 nasies is hier, dit is so
4 Naties is daar. Support die spanne. Ik kan jullie beloven, dat gaan ook goede rugby wees. So ja, gaan ik genieten, mannen. Ja, kijk, mannen, laat ons gewoon net, ons gaat zomaar eindig op die enetjie. Ja. Bij die 4 Vier naties. naties, ja. So, ik wil net veel sê Trevor, van Roy en Jason Rabi. Baie dankie dat jullie weer eens hier bij die show is. En ja, dat is al van mijn kant af. Trevor, is daar nog iets wat je misschien voor die kijkers wil zeggen? En Jason Rabi is iets wat je misschien voor die kijkers wil zeggen? Vanaf van my kant af. Kykers, daag op. Daar's 'n 7s toernooi aan die naweek. Julle was Bella daar. Vista. 6 nasie toernooi begin in die Bokveld vastrap. Yes. Ons wag nog vir die features van die 4 nasie. So daar's genoeg rugby. As jy in Bella Vista is en jy wil nie Bokveld toe gaan nie. As jy in Ceres is, omliggende plase is en jy wil nie Bokveld toe gaan na 4 nasie of 6 nasie toe nie, gaan Bella Vista toe, gaan woon die 7s by, gaan geniet julle, vat julle families uit en guys, wees veilig aan buitekant. Asseblief guys, al van my kant af. Mannen, dan verder aan. Geniet die week. En soos Trevor altyd sê, hou die socials dop voor meer inligting. Ons het ook op Facebookblad na die wedstrijd waar jy meer inligting sal kan kry rondom gesprekke en goeders. Daar op die Facebook. Jason Rabi. So ja, guys, ja, ons gaat op YouTube, zal die link weer uitgooien, so support ons, like en subscribe, share die channel daar. En ja, wees liefde, rugby is weer hier, geniet rugby, support en ja, wees liefde voor elkaar. Baie dankie. Baie dankie. Ah, sê.